Halleluja. Pragtig, wie sien uit vir daai groot oomblik, daai wonderwerkende geleentheid, en wat 'n heilige ervaring sal dit net nie wees nie. En dis so, daar is diegene wat dit vrees, want hulle verhouding is nog nie reg nie. Maar as jou verhouding reg is dit 'n blye verwagting. Ag, so baie dankie. Nou al die lof, al die eer, kom net hom en net hom alleen toe. Wat 'n heilige voorreg. Gaan vanmôre vir u uit sy onfeilbare woord uitlees. Net 4 versies. En dit is baie belangrik dat ons mooi deur sy gees verstaan wat spreek hierdie 4 versies. En as ek dit vanmôre kan 'n tema gee, wil ek sê skep moed en hou vas. Want hy wat dit beloof het, hy is getrou. Weet u wat 'n goddelike ervaring in ons gees, 'n goddelike sekerheid en 'n opwekking van 'n bonatuurlike blydskap om te weet alles wat in hom is werklikheid. Is werklikheid. Prys sy lieflike naam. Titus, die eerste hoofstuk, ook vanaf die eerste vers. Nou, u ken Paulus se verlede, dat hy God se kinders gevervolg het. Dat hy hulle doodgemaak het, vanweë hulle geloof in Jahweh. U weet ook, en toe hy tot bekering en tot insig gekom, wat 'n bonatuurlike werk van die liefde van God self wil ek wakker maak in jou gees. Paulus, 'n diensknegt van God en 'n apostel van Jahweh. Hoor nou mooi. Volgens die geloof van die uitverkorenes. Jy moet hierdie geesstelling verstaan wat hy hier maak. Alhoewel hy herken eintlik, terwyl ek nog nie daar was nie, was hy wel daar. En het hy my reeds in hom gebeplan en daar gestel. Uitverkorenes van God. Hoor nou mooi. En dit is baie belangrik. En die kennis van die waarheid wat in die godsaligheid is. Ek wil 'n stelling maak. Satan hou nie van dit nie. Want Satan ken en hy weet wat is God se plan met sy skepping. En dan weet Satan ook vanmôre dat God self totaal in beheer is van sy skepping. En mag ek dit vanmôre sê, van al sy skepsels. Die wat hier binne is, en ek verklaar dit, ook hulle wat vanmôre by die huise is. Ook hulle wat vanmôre op verkeerde plekke is, dis sy skepping. En volgens die waarheid, die kennis van die waarheid, na die godsaligheid, is daar vanmôre redding, verlossing, vrymaking. Hoor mooi, in die hoop van die ewige lewe wat God, wat nie kan lieg nie. Hoor nie, van ewigheid af beloof het. Hy het iewers in sy groot ek is wat hy is, 'n belofte aan homself gemaak. 'n belofte aan sy seun gemaak. En hierdie seun het hierdie belofte geverkondig.
En elkeen wat hierdie belofte hoor, hy en sy word gered. Hy en sy word geverlos. En hy en sy keer terug van die woestyn en gaan in die volheid van sy roeping, die volheid van sy ewige bestel. En nou hoor nou wat sê, en op die regte tyd sy woord bekend gemaak het. Loof God vir vanmôre. En ek gaan nou iets sommer vinnig sê. En dit val so vars in my gees. Loof God vir elke kind wat gebore is en was. En ek neem nou die verantwoordelikheid, daarom sê ek dit. En wat hier in hierdie kerk al ingeseend was. Ek bring dit verder, want ek is in die gees. Ek wil nie sê, ek preek nie vanmôre nie, ek is 'n opdrag van God. En ek verklaar vanmôre in alle ander gemeentes in hierdie dorp, so ook in Mpumalanga, so ook in Suid-Afrika, elke kind wat gebring was, en wat ingeseend was, halleluja, het hy 'n ewige belofte gegee. O, halleluja, wie hoor vanmôre, ooreenkomstig, en nou op die regte tyd sy woord bekend gemaak het, deur die prediking wat aan my toe vertrou is, ooreenkomstig die gebod van God, ons verlosser Antitus, my ware kind, volgens die gemeenskaplike, halleluja, geloof. Net tot sover. Jesaja, die 62ste hoofstuk, die 5de of die 6de vers. O julle wat Jahwe herinner aan sy beloftes, hoor hy sê, moenie rus nie. En luister mooi, gee my net so 'n bietjie geduld, want ek is in soliede kontak met hom. Terwyl ek dit nou hier vanmôre sê, is daar demone wat bewe. Ek wil verder gaan. Is Satan, die vyand, die leenaar, die bedrieger, besig om sy houvas te verloor. Ek sê, o julle wat Jahwe herinner aan sy beloftes, moenie rus nie. Dan gaan die 7de vers aan, en dan sê hy, hoor hierdie mooi, hy sê, en moenie laat hy rus nie. Totdat hy Jerusalem bevestig het. En tot lof, hoor nou hier, op hierdie aarde gemaak het. Halleluja. Met ander woorde, as die volk van God aktief in die geloof en in die gees staan, op grond van sy woord, wil hy en gaan hy 'n bonatuurlike manifestasie doen. Nie net in die hemel nie, maar hy sê, hy gaan dit bevestig op hierdie aarde. Dan gaan sy woord verder, en dan sê sy woord, al die beloftes in hom, hulle is ja, en hulle is amen. Ek wil jy moet vanmôre verstaan, dat die beloftes is ook sy woord. En sy woord is God. Die beloftes
is sy woord. Nou sê hy dan in Numeri, die 23ste hoofstuk, die 19de vers, God is geen man dat hy so lieg nie. Of 'n mens se kind dat dit hom sou berou nie. En dan sê hy, iets sê en dit nie doen nie. Of iets spreek en dit nie waar maak nie. Dit bring ons vanmôre tot 'n goddelike besef. Baie kan val en baie kan seer kry tot niet gaan, maar sy woord, sy beloftes bly tot in alle ewigheid, en op grond hiervan wil ek dan vanmôre sê, sy beloftes. Johannes sê dat die woord is God. En dan sê hy, alles wat ontstaan het deur die woord ontstaan. Dan sê hy, en sonder hom het daar geen ding ontstaan wat nie ontstaan het nie. Neem kennis, geen ding het ontstaan wat nie geontstaan het. Alles wat geontstaan het op grond van sy woord ontstaan. Dit gee my vanmôre 'n vrymoedigheid, en dan moet jy my mooi verstaan. Gee my vanmôre 'n vrymoedigheid, ek beloof jy ook gaan nie dankie sê. Gee my 'n vrymoedigheid om nou in sy salwing, met sy gesag, met sy autoriteit, 'n verklaring te maak. Luister mooi, ek stuur vanmôre 'n vars nuwe kennisgewing in die hele geesrealm in. En meer spesifiek, ek gee dit in die demoniese realm in. En ek gee vanmôre 'n nugter uitspraak en 'n verklaring en 'n deklarasie. Neem kennis. Satan, leenaar, bedrieger, mensemoordenaar, neem kennis. Die woord en al die beloftes deur sy woord. Hoor mooi, Satan gaan nie en sal nie ledig ooit terugkeer nie. Ek weet baie goed gebeur hier buite, en ek en jy hoor, en ek en jy sien baie goed, en luister het baie keer as ons hierdie goed hoor van mense, deur mense, dan bring dit 'n skoktoestand en jy raak benoud. Maar ek wil vanmôre vir jou sê, skep moed en hou vas. Hy's nie 'n mens dat hy sal lieg nie. Hy's nie 'n mens se kind dat dit hom berou nie, want sy genadegawe is 'n onberoulike. Iets sê en dit nie doen nie, iets spreek en dit nie waar maak nie. Ek wil jy moet verstaan, elke belofte is sy woord. Dit bring my en jou vanmôre tot hierdie besef dat sy woord is God. Sy belofte is God. En dan wil ek sê, sy woord, sy belofte is ook sy saad. En nou raak ek sensitief, maar ek is absoluut in sy wil, in sy beplanning. En ek weet vanmôre, vanweer die aanslag van die lewe, en vanweer hierdie lewe se misleidings en verleidings,
kan hierdie lewe met aanslag kom en winde, wat sy woord, sy beloftes, en sy saad kan rondwaai, en kan soms wegwaai. En soms dit kan waai, na 'n plek, na 'n terrein van wegsteek. En ek weet sy wind in hierdie lewe kan waai, want hy is daarop ingestel om te verwoes. En ek weet hy kan so waai, dat hy baie lewens mislei en verlei, en mense kosbare beloftes van God kan infiltreer en besig hou met dit wat nie van God is nie. En hulle belangstellings gee, en dan wil ek vanmôre sê, die oorspronklike ywer en energie van God misbruik, sodoende die koninkryk van Satan te bevorder, en sodoende besig te raak met dit wat God, jou skepper, nie behaag nie. Hy's 'n dief, hy's 'n rower, hy's 'n mensemoordenaar, en ek weet hy in hierdie lewe mislei, en hy verlei, en hy spreek die eens leuen op die ander leuen. Maar ek het vanmôre vir hom 'n slegte nuus. Ek wil vanmôre vir hom sê, al het jy wie gevat, al het jy wie gemisbruik, al het jy wie gevertrap, en het al wie jy wat se leuns vertel, en het jy al van wie wat se heilige waarheid weggehou, en ware voorregte weggehou. Ek gee nie om wie en wat het jy aan wie en wat gedoen nie, maar ek is vanmôre hier om jou 'n kennisgewing te gee, elke belofte. Ek is hier om vanmôre vir jou sê, elke belofte, elke woord, elke saad, behoort aan hom, en jou leengees, jy het geen reg nie, jy het geen mag nie, daar is 'n oppergesag, Habasabarabandu, 'n gesag bo misleiding, 'n gesag bo verleiding, en 'n gesag bo verslawing. Wat sê? Ek is die skepper. Vandaar die skepsel. Hoor mooi, net God gee lewe. Ek sê net God gee lewe. Daarom gaan ek vanmôre met sy gesag sê, elke kind wat gebore is, behoort. Ek sê behoort aan die koninkryk van die lewende God. Ek gee nou oor die Satan jou belieg, en het jou mislei, en jou versot op hierdie wêreld gemaak nie. Daar's 'n saad, daar's 'n saad, daar's 'n saad binne in jou, en dit is die lewende woord, dit is die lewende belofte. Halleluja! En hy het gespreek, en net hy gaan dit verseker waar maak. Ek herhaal, ek gee nie om hoe siele gemislei, 'n vertrap is, ek gee nie om hoe hulle hierbo geverkrag is nie, en soos 'n lemoen uitgedruk is nie. Ek gee nie om of al die mooi jeugjare, die mooi roomjare, die vleuer van die lewe weggewaai was, en omgewaai was, en gemisbruik in die son van hierdie wêreld rondgelê het om verbrand te word nie. Ek het vir jou slegte nie, sy belofte, sy woord. Ek herhaal vanmôre, gaan nie ledig, wie hoor? Gaan nie
ledig terugkeer nie. Dit beteken by geestelike implikasie, hy wag, en hier sê hierdie vers dit mooi, hy sê, en op die regte tyd. Ek wil vanmôre verklaar, dis God se tyd, nou, meer as ooit tevore. Ek weet, dis negatief, maar luister mooi, net een het die prys gebetaal. Net een is uit die graf, uit die dode opgewek. Net een het gaan sit aan die regterhand. Halleluja, daar is net een wat alle mag het en alle gesag het bo alle werke van die vyand. En vanmôre wil ek verklaar, papa en mama, jy wat hulle gebring het, jy wat hulle ingesteun het, daar's 'n belofte, en wat ek my vanmôre self uitgeen, terwyl ek vanmôre op my aangesig lê met hom praat, en hy my gesigte van hierdie goed gee. Daarom sê ek preek nie vanmôre nie, ek bring 'n deklarasie, my gesigte gee terwyl ek op my aangesig lê, vat ek vanmôre volle verantwoordelikheid, elke kind wat ek ingeseer het, van die begin van my bediening af tot vanmôre, weet ek, het ek, nie ouer nie, het ek ook gaan bid, en ek het ook woord gekry, en ek het belofte gekry, en nou sê hy vanmôre, Nico, jy kan my maar herinner, Nico, daai Jesaja vers, moet hom nie met rus laat nie, en ek gaan hom nie vanmôre, wie is saam met my, elke kind, ek sê elke kind, wat hier ingeseend was en is, ek claim hom, ek claim haar vanmôre, nie net vir 'n redding, nie net vir 'n verlossing nie, maar ek claim hom en haar vanmôre, vir volle roeping, vir volle bediening, as iemand wat om 'n lofoffer wil gee, iemand, wees bly, halleluja, hy het jou deurgedra, jou gebeskerm, jou gebewaar, en nou wil ek vanmôre sensitiewe ding aanraak, wat in my in 'n gesig gewys het, jy sit hier vanmôre, as 'n pa, as 'n ma, en jy's bietjie benoud in jou binneste, en jy weet nie of het jy jou kind gebring, en jy het nie jou kind gebring, en anders jy weet, maar ek het daarom my kind gebring, en die pastoor het gepraat, maar ek is man, of ek is vrou, as ouers, het dalk nie die regte voorbeeld gestel nie, ons het dalk nie reg opgetree nie, ek wil vanmôre vir jou sê, met respek, ek luister mooi, met respek, jy was net die kanaal, dis nie jou saak nie, dis sy saak, dit breek die magte van Satan vanmôre, dit breek die magte van mense swakheid vanmôre, dit breek die magte van papa en mama, wat het nie gemaak het nie, of jy dit gemaak het, en of ek het gemaak het, dit nie, dis nie die saak nie, daar's 'n God in die hemel, wat skepping gegee het, wat lewe gegee het, en dit kan ek vanmôre hier verklaar, jy behoort nie aan papa en mama nie, jy behoort aan sy koninkryk, hy het oor jou gespreek, en hoor nou, hy het nie alleen oor jou gespreek nie, hy het nie waarsêry oor jou gespreek nie, hy het sy belofte, hy het sy heerlikheid, hy het sy volheid, hy het sy oorwinning, jy is deur hom geroep, as 'n heilige oorwinnaar, as 'n teebeeld, of 'n manifestasie, van sy volle heerlikheid. Laat dit vanmôre alle gedagtes, mama, papa, van jou of my swakheid breek. En vanmôre sê, al het ek probeer, en ek weet ek het dit nie gemaak nie, sorry, maar dit was 'n kind wat u my geleen het. U is die skepper.
moet rus nie. Die belofte wat u voor hy in die moederskoot was, sy in die moederskoot was, daar die belofte, maak ek vanmorgen los, maak ek vanmorgen vry, wie hoor, laat elke werke, ek het net nog gesê, ek stuur 'n boodskap in die doderyke, ek stuur 'n boodskap in die demoniese wêreld, laat los, God se skepping, laat los, God se roeping, laat los, God se liefde, en ek roep vanmorgen die kinders in die noorde, in die ooste, in die suide, in die weste, Satan, jou leenaar, jou bedrieger, uitgekom, Jafashoe uitgekom, laat hulle allemaal lewe, en 'n lewe van oorwinning, en daarom 'n klein vanmorgen, 'n herlewing van sieleredding, 'n herlewing van sieleverlossing, wie wil saam met my, om net vanmorgen 'n vertroue, 'n blydskap, 'n geloof, 'n vreugde, halleluja, halleluja, hy is hartlikheid, besef vanmorgen, dade, het die nie, so belangrik dade is, het nie vanmorgen die finale sê nie. Luister mooi, hy het nie net het reg gekry om te red en te verlos nie, hy het 'n prys betaal. En die prys wat hy betaal het hom die gesag gegee om die sleutels in besit te neem. En Satan, ek stuur jou 'n boodskap. Nie jy nie, maar Jafashoe kan daarin gaan. Wanneer hy wil, en soos hy wil, en hy kan sy woord predik, soos hy wil. Ek tel op in my gees, daar's kinders nou, buite in die strate, hulle hoor die Heilige Gees stem. Ek herhaal, sy belofte sal nie ledig. Is hier iemand saam met my vanmorgen, wat ook 'n boodskap in die demoniese wêreld wil instuur, en sê sy belofte is ja, sy belofte is amen, sy belofte en sy woord gaan nie ledig. Wie verstaan? Satan verloor vandag sy mag, hy verloor vandag sy gesag. Halleluja, 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 sy woord is lewend, sy woord is kragtig, enige tweesnydende swaard, en vanmorgen dring hy deur, 'n skeiding tussen murg en tussen been, en dit bring in 'n ewige oorwinning. So papa, mama, hou op jammer sê, en begin vanmorgen dankie sê, om haar, wat jy my geleen het, gaan jou belofte, om inbring. Is 'n inspraak, en ek weet, dit is radikaal. Ek wil vanmorgen sê, ons roep hulle nie net in nie, ons maak goddelike bedieninge los. Luister mooi, Satan en sy begeertes en sy maniere van misleidings, het ek net vinnig genoem, het dalk die roemjare gevat, die jeugjare gevat, die mees energieke jare gevat, en vanmorgen dink jy het hulle uitgedroog. Kom ek herinner jou, jy kan sy belofte nie uitdroog nie. Kom ek herinner jou, wanneer hy hulle sien, hulle keer terug, dan sê hy, die vetgemaakste, dan sê hy, 'n nuwe kleed, wie hoor, dan sê hy,
nuwe skoene. Soveel, wie verstaan vanmôre met my en jou geloof, bring ek en jy 'n blydskap in die hemel in, bring ek en jy 'n vreugde in die hemel in, want wat is belangrik? Sy koninkryk. En sy koninkryk, wie glo sy woord? Hy sê, in hom is alles ja en amen. Ag, ek weet, dis baie humor, maar ek gaan dit gou net sê. Stoute laities staan die trein, ry trein tussen twee dorpe, want jy weet, by daai dorp staan die trein lank. En langs daai trein, ook aan daai trein, is mense met groot klompe hoenders. Nou vat hulle 2 visstokke saam. Stoute laities. Sit 100 pitte, 8 mieliepitte. Nou gooi hulle die visstok. Dan as die hoender daai pit sluk, kontrole hom. Die hoender wil nie, maar hy gaan. Kom hulle voor die hof, hulle word gevang. En hulle word vir Jonas, is die getuie in die hof. Nou sê die staats of die hof vir Jonas, verduidelik wat het jy gesien? Hy sê, ook my groot baas. Ek sien die mense, hy sê, kom jy. Dan ek sien, die hoender, hy maak so, hy sê, ek wil nie gaan nie. Maar die man sê, jy kom hier. Ek spreek vanmôre 'n goddelike woord. Die begeertes is dalk nog nie daar nie, maar sy belofte, sy belofte, ek sê sy belofte, sê kom hier. Is hier iemand wat hom 'n lofoffer kan gee? Kan ek hierdie volk vanmôre vra, kan ons in die gees die halm ingaan en die Satan vanmôre 'n finale boodskap gee en sê, jy verloor jou mag, jy verloor jou gesag, maar my kinders kom in, my vriende kom in, my familie kom in, want die woord van God is waarheid, die woord van God kan nie lieg nie, halleluja. En nou gaan ek 'n geloofsmanifestasie vra. Wie wil hom geloof en prys vir oproep wat jy gaan kry, vir getuienis wat jy gaan kry. Halleluja, halleluja. Een tyd soos hierdie, die regte tyd, sy woord. Verlang het Satan rondgewaai, maar op die regte tyd. Want Jaffa soek net iemand wat 'n muur, halleluja, kan bou. Jy wat hom herinner, moenie slaap nie. Dan spreek hy Jerusalem profeties bruid. Laat hom nie rus. Hier is 'n heerlikheid in my gees. Hier is 'n blydskap in my gees. Want ek hoor reddings. Ek hoor getuienisse. Ek gaan klaar maak, ek gaan nou kort sny. Ek vra vanmôre, primêr gaan ons om net nou, gaan ons ook 'n boodskap instuur, want ons gaan hom nie laat rus nie. Halleluja. Wat beteken dit? Ek gaan hom begin dankie sê, en ek gaan hom begin herinner. En jy mag as jy hier jou kind ingesien het, mag jy sê, en u het Nico Koetser gesalf, en hy daai môre dit oor die kind gespreek en dit, en vanmôre
roep ek u. Halleluja. U is nie 'n mens dat u sal lieg nie. U is nie 'n mens dat u sal sê dit nie doen nie, spreek en dit nie waar maak nie. Vanmôre spreek ek redding, ek spreek verlossing, ek spreek die vervulling van u heilige woorde. En pa, ma, skep moet nou vas. En ek wil vanmôre vir julle sê, spreek julle self vry, maar hou vas aan sy woorde. Hou vas aan sy woorde. Dis sy skepsels, dit behoort aan hom. En hy het my hierdie opdrag gegee. Hy sê, Nico, terwyl ek op my aangesig nog lê en spreek, bid en sê hy vir my, Nico, en hy wys my gesig, hy sê, spreek in die demoniese riem in en breek vanmôre. Mag ek gaan change. Wie gaan staan en sê, ek gaan in die riem inspreek. Ek stuur hierdie selfde boodskap in die negatiewe wêreld in. Satan, jou leenaar, jou bedrieger, tot hier toe en nie verder nie. Ek kom onder God se gesag. Ek kom onder God se insprake en ek beveel jou mensemoordenaar, jou verleier, jou leenaar, jou bedrieger Satan, jou gevalle engel, laat los jou hou vas nou. Laat los jou hou vas nou. Daar is beloftes van God. Hy gee nie om hoe jy mense vertrap, verag en sleg gesê gemisbruik het nie. Hy gee vanmôre 'n nuwe kleed. Hy gee vanmôre 'n nuwe lewe. Hy gee vanmôre 'n nuwe vuur, 'n nuwe vlam. Halleluja! En hy stuur sy gees vanmôre te bevrug terwyl jy so staan. Nou gaan dit verder. En wie is hier vanmôre wat sê, ek hoor, en vanmôre besluit ek, Satan, jy het genoeg van my gehad. En terwyl jy dink jy die beste van my lewe jare gevat, maak jy 'n fout. Ek gee my nou oor vir die beste bediening, roeping, vrede en guns van God wat ek nog ooit gehad het. Luister mooi, voor jy vorentoe kom, wil ek jy moet vanmôre weet, as jy dit besluit, elke tree wat jy gee, moet jy weet, nou breek ek. Nou breek ek. Nou breek ek. En ek is nie die Here nie, maar hy wat my gemaak het. Hy het 'n belofte. Wie hoor, hy het 'n belofte op my gemaak, en op grond van sy belofte kom ek nou uit die bad, uit die negatieve, en ek kom nou in die oorwinninge in. En vanmôre kom ek vorentoe om aan te meld, God in volle oorwinning, in my siel, in my gees, en in my liggaam. Dan kan jy gou kom, maar nie kom uit gewoonte, maar soos ek elke tree, sê ek maak klaar, elke tree, ek breek elke tree, ek kom na die oorwinning, ek kom na die heerlikheid, ek kom na die volle deurbraak. Vanmôre breek die werke en die misleidings en die verleidings van die vyande, en vanmôre gee ek totaal oor sy heiligheid, sy volheid. Luister mooi, ek herhaal, ek het nie gepreek nie. Hy het my gesig gegee vanmôre. Terwyl ek op my aangesig het, hy my gesig gegee. En hy het vanmôre my gevra, Nico, spreek in die demoniese riem. Want waarom? God wil sy beloftes nou in elkeen se lewe vervul. Wie hoor? Is julle wat hier voor staan dankbaar? Is julle wat hier voor staan bly? Ag, gee jou gees om, gee jou gedagte om, gee jou hand om, of gee jou offer om, en sê, U alleen reg nou in my lewe. Halleluja, alleen reg nou in my lewe. Halleluja. Wie ervaar blydskap? Wie ervaar ek is los, ek is vry?
Wie sê ek behoort nou aan hom alleen? Wie sê ek gaan hom nou dien in gees en in waarheid? Ag, en as jy wil, stamp net soos die Satan, you are under my feet. Vir jare het jy my mislei en verlei. Jy is nou deur, ek herhaal hierdie versie weer, op die regte tyd sy woord bekend gemaak. Halleluja! So vanmôre kan ons gaan eet met blydskap. Oh, met 'n blydskap. Oh, ek behoort nie in 'n kerk nie. Ek is u eie. En ek eet vanmôre en ek drink vanmôre met blydskap. U antwoord, u voorsien en u het gegee. En Satan het al sy mag geverloor. Net as 'n laaste manifestasie. So steek ons op na hom toe. Maar so steek ons af na hom toe. You are under my feet. Wie wil net so manifesteer? Satan, jy het jou finale hou vas op my gebreek. Jy lieg my nie meer nie. Jy bedrieg my nie meer nie. Jy mislei my nie meer nie. Ek is nou ook woord. Ek is nou ook belofte. Ek is nou ook saad. Ag, ek kan name noem, ek hoor en sê God vir my, ek gee vir hulle, ek gee vir hulle. Ag, as ek het mag sê, my nie, hy sê wat hy gevra het. Dit gee hy. Halleluja. Hy sê, waar is hierdie ander twee, het hulle nou uitgegaan vir werk. Hier's 'n dubbele mate vir hulle. Dubbele mate. Ag, wie wil hom net 'n lofoffer gee? Net 'n prysoffer gee. Ek gaan namens julle Heilige Gees vra, u gaan nou uit na al die terreine. U gaan nou uit na al hierdie siele. Heilige Ruach, niemand kan na die Vader kom, behalwe deur u nie. U roep hulle nou, u bevrug hulle nou. En elkeen buig, en elkeen erken, en elkeen bely. Ek is nie waar ek moet wees nie, maar ek keer terug, want sy saad is binne in my. Sy saad, hy is die saad. Halleluja! Gaan hy dan nagmaal toe geniet en eet met blydskap, eet met 'n vreugde tot sy lof, sy dank en sy guns, sy genade. Eerste, 2 Timoteus 1 vers 9, wat ons gered en geroep het met 'n heilige roeping. Nie volgens ons werke nie, maar volgens sy eie voorneme en genade, wat ons van ewigheid af in Yeshua geskenk is. En ook, geliefde, ek wens dat dit met jou in alles goed mag gaan, en dat jy gesond is, soos dit met jou siel goed gaan. Ek wil vandag die seën van ons Vader oor een en elkeen spreek vanmôre. Mag dit met elkeen van julle goed gaan. Sy roeping is onberouwlik. Hy het jou geroep by die naam voor die grondlegging van hierdie aarde. Ek seën u almal.